Hallo julle, hier is kwartaal 4, stoffering vir jaar 3's, ons gaan deur dit. Ons begin direk met die geskiedenis van die kopstuk, in ander woorde, hoe die kopstuk se vorm lyk, maak seker julle memoriseer hoe die vorm lyk en die naam wat saam met hom gaan. Eerstens is dit Alexander, Redcliffe, Cavendish, Grosvenor, Belgrave, Finsbury, Cleveland, Portman, Berkeley, Eccleston, York, Hanover, Russell, Sloane, Bonn en Regent. Dan volgende op die lysie is dit nou net die kopstuk se naam en die styl, in ander woorde hoe hy gaan lyk en hoe die tafting gaan lyk. So ons kan eens begin by die reghoek. Die reghoek natuurlik in die vorm van 'n reghoek en dan kan ons sien hierso is vlak tafting wat hier plaasvind in die vorm van 'n diamant. So kyk mooi, daarso is net vlak, daar's nie baie detail daar nie, is net dit. As ons dan verder kyk, is dit die deep diamond tafting. Al wat ons daar moet weet, dit is baie meer detail wat gewys word en baie dieper tafting wat plaasvind daar met baie meer lyne. Kyk net mooi na hom. Hierso die nail head border, dis maar net hoe hy lyk. Hulle sê daarso is 5 cm in diameter en 25 cm wyd. So volgende kyk by die gekurf, kyk ons net na die vorm daarso. So ook hierso by die standard button tafting is maar net vlak tafting wat plaasvind in die vorm van 'n diamant met nie baie detail nie. By die deep diamond tafting kan ons meer detail hierso sien by die verskillende lyne en die plooie wat gemaak is. En ja, dis maar min of meer hoe hy lyk daar. En dan sê hulle maar net by dieselfde ding as hierbo, hulle sê die nail head border 5 cm in diameter en 25 cm apart. Wel, wyd. Laastens het ons die kameelrug, dis die vorm van die kopstuk, die standard button tafting, kyk weer is vlak tafs wat plaasvind, maar nie baie detail nie, ons kan sien die lyne loop so skuins. Wys hom weer so skuins. Hierso is die deep diamond tafting, wat weer baie dieper is, met baie detail en plooie wat gewys word, en weer eens is hy net 5 cm in diameter en 25 cm wyd van mekaar. Kom ons blaai om. Okay, volgende wat ons hierso sien is 'n stoffering gereedskap en toerusting. Hulle sê stoffering gereedskap se naam, die gebruik daarvan en waarop dit gebruik word. Ons kan eers begin met ons ystersaag. Die gebruik is saag deur stukke staal en ons gebruik dit op metaal. Reg, as ons hierso gaan kyk, is dit die volgende, die houtsaag, saag deur stukke hout, ons gebruik dit op hout. Materiaalsker is die volgende enetjie, sny patroondele op materiaal uit, ons gebruik dit op materiaal. Materiaal maatband, meet van kurwes, ons gebruik dit op hout, staal en materiaal. Die staal liniaal, meet van lang reguit lyne, ons gebruik dit op hout, staal en materiaal. Die winkellaak, meet 90 grade hoeke, ons gebruik dit op hout, staal en materiaal. Volgende het ons houtpyl, ons meet en merk hout en ons gebruik dit op hout. Die staal maatband, meet en merk hout en staal, gebruik op hout en staal. Die langbek tang, kyk net daar mooi daarvoor, as hy lank is dit die langbek tang. Verwyder gebreekte krammetjies uit die raamwerk uit. Gebruik op hout. Kom ons blaai om. Volgende het ons bankskroef, hou hout vas om te merk, sny en boor ensovoorts. Ons gebruik dit op hout en staal. Die G-klamp, belangrik ook net met die G-klamp en dan die F-klamp. Jy kan sien die klamp is in die vorm van 'n G en daai is in die vorm van 'n F. Dis hoe hy sy naam gekry het. Nou kom ons gaan aan by nommer 11 by die G-klamp. Hulle sê hou stukke hout in plek, word gebruik op hout. Dan kry ons F-klamp, hou stukke hout in plek en word gebruik op hout. Dan kry ons 'n ster skroewedraaier. Ons kyk na die voorpunt, as dit in die vorm van 'n ster is, weet ons is dit 'n ster skroewedraaier. Dis skroef skroewe in hout in en gebruik op hout en staal. Dan kry ons platpunt skroewedraaier, kyk na die punt daarvoor wat plat is. Dit skroef skroewe in hout vas. Hout en staal word op gebruik. Die kramverwyderaar is volgende. Verwyder krammetjies uit houtraam uit en word gebruik op hout. Dan kry ons bytel, verwyder klein stukkies hout en word gebruik op hout.
Die klouhammer, kyk na die vorm daarso, hulle sê slaan krammetjies plat in die raamwerk en word gebruik op hout en staal. Die houthamer gebruik op hout tydens konstruksie van die raamwerk en is dus gebruik op hout. Die stoffeerhammertjie, hulle sê daarso om materiaal in plek te slaan met klein spykertjies, word gebruik op hout. En laastens op hierdie bladsy kry ons so snytang, verwyder klein stukkies staal en word gebruik op staal. Volgende bladsy. Hulle sê daarbo stofferingstoerusting se naam, gebruik en materiale waarop dit gebruik word. Die toerusting of die prent is die pneumatiese kramgeweer. Dit word gebruik is dan maak spons of materiaal aan houtraamwerk vas en gebruik op hout. Die boor gate in stukke hout of staal en word gebruik op hout en staal. Die staan boor gate in stukke hout of staal word gebruik op hout en staal. Die figuursaag sê hulle sny hout in verskillende groottes en vorms en word gebruik op hout. Die handskiermasjien skier grove of gevlekte hout weer glad en word gebruik op hout. Nommer 6 is die naaldwerkmasjien, stukke materiaal aan mekaar, word gebruik op materiaal. En laastens op hierdie bladsy, industriële naaldwerkmasjien, stukke materiaal aan mekaar en word gebruik op materiaal. Ons blaai om. Ons begin hierdie bladsy bo waar hulle begin praat oor veiligheid. Hulle sê wat is persoonlike beskermende toerusting of PPE. PPE beteken persoonlike beskermende toerusting in Engels of toerusting wat jy gebruik om jou eie veiligheid te waarborg. Dan 3.2 veiligheid in die werkswinkel. Kyk rondom jou werkswinkel. Is die werksarea so vry van gevaar soos moontlik? Is die area toegerus om noodgevalle te hanteer, byvoorbeeld met brandblussers, behoorlik toegeruste noodopstelle ensovoorts? Word die werkswinkel bestuur om dit veilig te hou? Is gereedskap en toerusting behoorlik beskerm? Gebruik werkers gereedskap en toerusting op 'n veilige manier? En gebruik werkers toepaslike persoonlike beskermende toerusting? Dan 3.3 handgereedskapveiligheid. Hulle sê net daar die hoofoorsake van beserings met handgereedskap sluit in die verkeerde gereedskap gebruik, gereedskap in 'n swak toestand te gebruik, gereedskap op 'n verkeerde manier te gebruik en gereedskap in 'n onveilige plekke te hou. En dan die PPE wat ons gebruik in ons werksentrums is byvoorbeeld die stofferingswerksentrum is die veiligheidsbril. Hulle sê dit beskerm jou oë. Die oë is die mees komplekse en brose dele van ons liggaam. Danksy 'n goeie paar veiligheidsbrille kan ons oogbeserings voorkom word. Dan volgende is oorbeskerm, gehoorbeskerm. As ons daarso kyk, hulle sê werk in 'n omgewing met hoë klankvlakke. In daardie geval is dit baie belangrik om gehoorbeskerming te oorweeg. Oorpleisies is baie gemaklik, maar oorfone is handig op die werkvloer, aangesien jy dit vinnig kan aansit of afhaal. Dan laastens, stofmasker onderhou 'n goeie asemhaling. In ander woorde, keer dat stof in jou longe inkom. Hulle sê stofmaskers bied beskerming teen fynstof en ander gevaarlike deeltjies. As die materiale werklik toksies is, gebruik 'n volle gesigmasker. Reg, die laaste bladsytjie hierso. Ons begin met tegniese tekeninge. Dis maar net 'n voorwerp wat hulle van verskillende aansigte vir ons wys. So, eers begin hulle by sy aansig, so 'n vorm van die kant af lyk. Hulle sê die produk gesien direk van die kant af. Dan die vooraansig is hoe die produk van voor af lyk. Hulle sê die produk gesien direk van voor af, net die voorste gedeelte. Agteraansig, die produk gesien direk van agter af en dan laastens boaansig, die produk gesien direk van bo af. Hoe die produk lyk direk van die bokant af. Dan berekeninge, in die geval gaan ons nou oppervlakte gebruik. So hoe bereken ons oppervlakte? Ons kyk eers hier, hulle gee vir ons 'n reghoek hierso en hulle sê hierso is ons breedte en hierso is ons lengte.
Hulle sê ons lengte is 10 cm en ons breedte is 7 cm. Hoe bereken ons dit? Onthou, ons skryf altyd eers ons oppervlakte is gelyk aan, in ander woorde die formule, lengte maal breedte, ons onthou om dit in te vul. En dit is dan daai 10 cm maal met die 7 cm en as ons dit intik op ons sakrekenaar, kry ons 70 vierkante centimeter. So, ek herhaal, om oppervlakte te bepaal, gaan jy die formule eers neerskryf. So, dit is lengte maal breedte. In die geval is dit 10 cm maal 7 cm is gelyk aan 70 vierkante centimeter. Hoe weet ons is vierkante centimeter? In ander woorde, hoe weet ons is daai klein tweekie daarso? Ons weet ons is besig om met 2 eenhede te maal. In ander woorde, ons is besig om met 2 dimensies te werk. Dit is in ander woorde jou lengte en jou breedte. En dis is dit daai klein 2. Onthou nou jou eenheid wat jy daar gebruik is centimeter en dan moet dit weer invervang word in die antwoord. As ons byvoorbeeld gemeet het, daai is daar 10 mm en 7 mm, sou dit gewees het 10 mm maal 7 mm sou dan gewees het 70 vierkante millimeter. So onthou die eenheid kan verskil van centimeter hang af wat hulle op die som vir jou wys. Maar ja, dit is oppervlakte, baie sterkte met julle toets.